Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Welkom weer eens by Straatwys. Nou vandag wil ek vir jou 'n storie vertel wat afspeel in 'n tydperk in Japan wat hulle noem die Edo tydperk. 'n Tyd waar eer en status en reputasies alles beteken het. Daardie tyd wat jy al van gelees het van die samurai en van meesters. 'n Tyd waar 'n man se klere en houding kon bepaal of hy gerespekteer word of uitgedaag word. Nou, hierdie storie gaan oor 'n ryk heer wat reis na Edo toe, wat vandag eintlik Tokio is. En saam met hom gaan sy teemeester, 'n man wat die kuns van tee verstaan het soos min ander. En in daardie kultuur op daardie tyd is tee nie net 'n drankie nie, dis 'n seremoniële kuns, 'n teken van verfyning en status. Maar Edo was 'n gevaarlike plek en die strate was vol ronin, wat eintlik samurais was wat nie meesters gehad het nie. Eintlik basies soos huursoldate wat nie ergens anders 'n plek het nie. Mans met swaarde en hulle het niks op te verloor nie. En wat hulle gedoen het is hulle het mense gerap en mense doodgemaak en alles om so aan die lewe te bly. En die heer kyk toe so na hierdie teemeester van hom en sê: "Jong, as jy daar instap soos jy is, gaan jy 'n prooi wees. Kom ons trek jou aan soos 'n samurai." En so gebeur dit. Die teemeester wat nog nooit in sy lewe 'n swaard gevat het nie, hang 2 swaarde aan sy kant, 'n katana en 'n wakizashi, en die volle uitrusting dat hy presies lyk soos 'n vegter. Maar diep binne in hom is hy nie een nie. En een middag stap hy alleen deur die stad en een van hierdie rounins sien hom raak en hy kyk lank vir hom en dan sê hy vir hom: "Jy lyk soos 'n samurai, maar jy beweeg nie so goed nie. Ek daag jou uit tot 'n 2 geveg." Die teemeester voel onmiddellik sy vrees in sy maag en hy weet hy kan nie veg nie. Maar toe vra hy tog met 'n kalmte binne in hom: "Dis reg so, want alles het gegaan oor eer. Gee my 2 ure, dan sal ek terug wees op hierdie plek." En op pad terug na die plek waar hy gebly het, stap hy verby 'n samurai skool. En hy gaan in en vra vir die swaardmeester: "Leer my hoe om met eer te sterf, want ek weet dis wat gaan gebeur met my net nou." Die meester luister na sy storie en hy kyk hom stip aan en hy sê toe vir hom iets onverwags. Hy sê: "Wys vir my hoe maak jy tee?" En daar in 'n stil vertrek begin die teemeester sy ritueel, stadig, bewus, presies. Hy kook die water tot 'n sekere temperatuur, die stoom styg op en die teepot word met aandag die kant toe gedraai en toe daai kant toe gedraai. Hy bewe nie, daar's geen haas nie, net fokus en beheer. En die vertrek raak stil. Dit voel amper soos Psalm 46 wat sê: "Wees stil en weet dat ek God is," momente. En toe glimlag die swaardmeester vir hom en sê: "Daar is jou antwoord. Wanneer jy voor daardie ronin staan, doen presies dit." En die teemeester, nog steeds met vrees in sy hart, stap terug plein toe en die ronin staan al reeds daar en wag vir hom. En toe trek hy sy mantel netjies af, hy trek sy swaarde stadig uit en hy gaan staan op 1 knie en hy lig die swaarde bo sy kop en hy maak sy oë toe. Nie uit wanhoop nie, nie uit oorgawe nie, maar in fokus. En toe dink hy aan tee, aan asem, aan presisie, aan kalmte en hoe hy in beheer was van daardie situasie. En toe gebeur daar iets merkwaardig. Die ronin kyk hierdie ding so aan en sien nie 'n bang man nie. Hy sien geen opening of kans of swak plekke nie, geen innerlike chaos nie, geen twyfel nie. En hy dink: hierdie man is 'n meester." En toe word die ronin onseker en toe buig hy neer en vra om verskoning en loop weg. Geen bloed vloei nie, geen geveg nie, net teenwoordigheid wat geweld ontwapen het. Nou as ons dit so klein bietjie opbreek, as jy mooi kyk, is dit nie net 'n storie oor swaarde nie. Dis 'n storie oor vrees. Ja, die stad was gevaarlik, maar baie van wat gebeur het begin by die antisipasie van die gevaar, by die idee van gevaar van daardie plek. En so werk ek en jy ook. Ons hoor stories en ons sien dreigemente en ons begin dink: wat as? En voor iets eers gebeur het ons al ons pansers begin aantrek. Die teemeester het 'n kostuum aangetrek wat nie syne was nie. Hy het swaarde gedra wat hy nie kon gebruik nie. Hoekom? Omdat hy gedink het dit gaan hom beskerm. Maar kyk wat gebeur toe. Omdat hy soos 'n samurai gelyk het 'n samurai hom uitgedaag. 'n Samurai het hom raak gesien. Die wêreld is 'n spieël. Galasiërs 6 sê dit ook vir ons: wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai. As jy die beeld van 'n vegter uitstuur, gaan vegters jou raak sien.
As jy swaarde dra, gaan mense jou sien as iemand wat op hulle vlak funksioneer en vir hulle gevaar inhou. En dan is ons verbaas wanneer ons presies kry wat ons gevrees het. Konflik, pyn, aanval. Dalk sou daardie deal nooit gebeur het as hy net as teemeester stad toe gegaan het nie. Maar ons doen dit ook. Ons trek rolle aan. Ons wys ons krag en ons bou 'n beeld, want diep binne in ons is daar 'n vrees. As ek net myself is, gaan hulle my nie ernstig opneem nie en gaan dit tot my ondergang lei. En so leef ons 'n dubbel lewe. Aan die een kant dra jy jou swaarde, jou status, jou masker, jou beskerming, en aan die ander kant is jy daai sagte, kwesbare, onseker en selfs Christelike mens binne in jou. Jakobus 1 vers 8 noem dit 'n dubbelhartige mens wat onbestendig is in al sy weë. Dis uitputtend om twee identiteite te dra. Maar hier is die geheim wat die swaardmeester hom leer. Die krag lê nie in die swaarde nie, nie in die vermomming en maskers nie, nie in die beeld nie. Die krag lê in fokus, in integrasie, in wie jy werklik is. Spreuke 4 sê ook, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. Nie jou kostuum nie, nie jou reputasie nie, nie jou vrees nie, maar eintlik op die einde van die dag jou hart. Toe die teemeester ophou probeer lyk soos iets wat hy nie is nie en net fokus op sy ware aard, het dit meer krag gehad as enige swaard. Dink maar ook aan Jesus, wat nie sy identiteit verdedig het toe hy aangekla is met geweld nie. Daar was 'n stille gesag, 'n eenheid tussen wie hy was en wat hy gewys het. As jy moet vrees, is die grootste vrees wat jy kan hê, is om jouself te verloor in 'n rol wat nie joune is nie. Want wanneer jy nie meer weet wie jy is nie, dan verloor jy alles. Die wêreld reageer anders op iemand wat daai eenheid in hom het, wat nie verdeeld is tussen wat hy moet wees en wat hy werklik is nie, wat nie maskers dra nie. En die les, moenie jou swaarde vertrou om jou te beskerm nie. Vertrou die integriteit van wie jy werklik binne in jou is. Want soms oorwin fokus, sagtheid, liefde en autentiekheid wat geweld nooit kan doen nie. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.